Maar dit sal moet beteken dat julle sekere koetjies afskryf wat julle voorheen as die waarheid gepreek het. En nou gaan die mense sê, maar hoe nou? Maar nou was 'n tyd in my lewe toe ek seker goed gepreek het wat ek nie geweet het nie, omdat die kerk my dit geleer het om te preek. Waar ek gekom het op YouTube en gesê het, sorry, ek het 'n fout gemaak. Selfs met die Restoration of the Original Sacred Name Bible, waar ek per ongeluk die verkeerde simbool ingesit het. Alright, ons maak dit nou reg, dis baie maklik. Maar dit het gebeur, skielik. Ek het gesê, sorry, ons het 'n fout gemaak. As ons 'n fout gemaak het, het ons 'n fout gemaak. Ek het in my eerste 2 sleutelsboek, die blouetjie, het ek 'n fout gemaak. Ek het gekom toe die witboek daar kom, die hersiende 2 sleutels tot die boek van Openbaring, die A4. Toe sê ek het 'n fout gemaak. Wat my vrou vir my uitgewys het. En dit gekos dat ek daai hele boek moes oorskryf. Soos wat Jaffa dit wou gehad het. Ek gedink, weet jy wat sê Paulus? Danie, Paulus sê, ons ken ten dele en ons profeteer ten dele. Maar eendag sal ons ten volle geken word. Jy ken die skrif mos, man. Maar jy moet nie kom en sê, God het vir my gesê nie. Pas op vir dit. Laat dit nie die oorsaak is dat jy verval in sonde en wegraak nie. Ek wil dit nie hê nie. Ek sal wat wil gee om te sien dat jou oë oopgaan en jy die waarheid aan die wêreld kan preek. Vers 7. Verstaan die beeldspraak, want die ongoddelike is wie slaap in die nag. Luister hierso. En die dronk en die wie dronk word, is in die nag of in die duisternis dronk. Hierdie is sekerlik nie die bruid van Jaffa of geredde mense nie. So vir wie kom hy soos 'n dief in die nag? Kyk na vers 7. Kyk na vers 1. Vers 2. Hy kom soos 'n dief in die nag vir die ouens in vers 7. Die wat dronk is en wat slaap. Hy kom soos 'n dief in die nag op hulle af. Die bruid van Jaffa, vers 8. Maar laat ons, wie van die dag is, nigter, regdenkend wees, met die borswapen van die geloof en die liefde aan, en as helm die hoop van die saligheid op ewige lewe. Want Jaffa Almagtig het ons, naamlik die bruid van Jaffa, nie bestem tot toren nie, oordeel nie. Ons kom nie voor die wit troon oordeel nie. Die woord sê, ons gaan op die priesters, ons gaan op die trone sit, Openbaring 20 vers 4. Ons gaan op trone sit as koningsseuns en priesters van Jaffa. Die oordeel word aan ons gegee as bruid. Ons gaan die Satans en demone oordeel, die antichristene ouens. Ons gaan hulle oordeel. Die Bybel sê so. Ons so nie lieg die Bybel. Dis nie God wat vir my kom sê het nie. Ek glo wat in die Bybel staan. Met Jaffa Almagtig vers 9 het ons naamlik die bruid van Jaffa nie bestem tot toren nie, oordeel nie, maar om die saligheid te kry deur Jaffa ons meester. Daai pastoor wat sy naam weggeraak het vroeër vanaand was pastoor John Hagee, wat die 3 bloedmane gesien het. Hy wag nog steeds vir die bloedmane, maar hy het die ouens gemelk daai tyd. Tessalonisense 5 vers 10. Nou ek gaan net vers 9 lees weer. Want Jaffa Almagtig het ons, naamlik die bruid van Jaffa, nie tot toren of oordeel bestem nie, maar om die saligheid te verkry deur die Jaffa ons meester. Ons kan nie eers voor 'n wit troon oordeel gaan staan en dan, of kom ek sê, ons is rein genoeg om verander te word. 1 Korinte 15, 27, 58, in 'n verheerlikte liggaam, om tegemoet in die hemel. En nou gaan staan ons voor 'n wit troon oordeel nie. Trek ons by ons vuil overall aan en hang die wit kleed daar. En dan moet ons eers sonde belydenis doen. Nee. Daar bestaan nie so 'n ding nie. Die kerk glo dit, want die kerk wil jou al die tyd onder die sondes hou. Ons is nie tot die toren of die oordeel, Openbaring 20 vers 11, ons is nie tot die oordeel bestem nie. Ons sit op die trone. Gaan kyk na Openbaring 20 vers 4. Vers 10. Wie vir ons gesterf het, sodat ons, naamlik sy bruid, of ons waak en of ons slaap, ons saam met hom, dis Jaffa, kan lewe. Ons lewe elke dag saam met hom. En ons lewe vir sy wederkoms of sy parousia. Wanneer die verbond gesluit word, dit sal die grootste nuus in die wêreld wees.
Oupa Bush, seun Bush, Clinton, Obama, Yasser Arafat, Donald Trump, almal het verbonde gesluit met Israel. En elke keer spring die ouens op, hulle sê, is the final accord. Dus ek sê, dit kan nie wees nie. Want daai ou moet in die tempel, die Bybel kan nie net 'n gedeelte reg wees en 'n gedeelte verkeerd nie. Jy sê, dis wat die ouens doen. Hulle piek vir hulle stukkies hier en piek vir hulle stukkies daar, dan wil hulle teologie bou. Lees die woord. Lees tussen die lyne. Vra Jaffa om vir jou die beeldspraak oop te maak. So wat gebeur? Al die verbonde wat gesluit was, het almal gefaal. Ook die akkoord tussen Yasser Arafat en die PLO en almal. Ek is so bly, ek het nie nodig om vir God te wag om vir my te sê nie. Ek luister na die Ruach HaKodesh. Die Bybel sê, ons word geleer en gelei deur die Ruach. In die Ou Testament het Jaffa deur die profete gespreek, Hebreërs 1 vers 1. Vandag in 2025 spreek hy tot ons deur sy seun, die Ruach HaKodesh. Hy spreek, die Heilige Gees. Hy sê die Heilige Gees woon nie in, hy sê Jaffa woon nie in tempels wat met hande gemaak is nie. Hy sê ons liggame is die tempel van die Heilige Gees. Dis hoekom daar nie 'n derde tempel nodig is vir die wederkoms van Jaffa nie. Hy woon hierso, hy woon nie in tempels wat met hande gemaak is. Dit wat Jaffa veroorsaak het dat alles afgebreek en vernietig was 2000 jaar gelede deur keiser Titus, die emperor van die Romeine. Dit wil die ouens, die Sanhedrin en die Fariseërs en Sadduseërs en wetgeleerdes, hulle wil dit nou oordoen. Hulle wil die geskiedenis herhaal. Want hulle wil 'n nuwe godsdienstige autoriteit en regering in Israel plaas. Hulle wil nie onder die demokratiese rule staan nie. Hulle wil 'n regering in 'n regering hê. 'n Regering wat reeds verval het 2000 jaar gelede deur die genadebloed van Jaffa. Nou neig ons terug na die feeste van die Hebreërs en die feeste van die Jode en na die besnydenis en die sabbate en al die goed. Woord sê, die wat ek vrygemaak het, ek waarlik vrygemaak.